Verlede week het ons begin met 'n nuwe reeks wat gaan oor reislig, en die idee daarvan is dat ons van goed wat ons baie keer vashou om regtig waar by God uit te kom, dat ons daarvan ontslae moet raak. Ons het gepraat verlede week oor afleidings, die goed wat ons baie keer in die plek stel van om by die Here uit te kom, want daar is soveel dinge in ons lewe wat gebeur. En dit het gegaan oor om te kies tussen dit wat goed is en dit wat die beste is. Nou vanoggend is ons by 'n ander gedeelte. En ons weet dat verlede week het ons vir mekaar gesê dat ons lewe is te waardevol. Die roeping wat God op ons lewens geplaas het is te groot. En ons God is te goed dat ons tyd mors met dinge wat nie saak maak nie. Met dinge wat plek in ons lewe inneem, wat ons eintlik skei van dit wat God wil hê in ons lewe moet gebeur. Vanoggend praat ons oor iets wat jou lewe kan vernietig. En dit is bitterheid. Daardie wrok wat ons in ons lewens dra. En dan sê die woord van die Here vir ons in Hebreërs 12 vers 14, dan staan daar: Beywer julle vir vrede met alle mense, asook vir 'n heilige lewe. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Wat weet ons? Ons weet dat God wil hê dat ons in liefde moet leef met ander mense. Maar ons weet ook dat die vyand kom om daai liefde van ons af weg te neem. God wil hê dat ons in vrede moet leef met ander, maar ons weet dat ons vyand kom om daardie vrede te steel. Ons weet dat God wil hê dat ons in 'n verhouding moet leef met hom, maar ons weet dat die vyand kom om daardie verhouding te probeer vernietig. En die manier hoe hy dit doen, is baie keer deur bitterheid. Dit kan iets kleins wees, soos iemand wat nie jou Facebook post like nie. Soos iemand wat jou bloedtik op WhatsApp. Ja, dit maak my kwaad, hoor. Maar dan kry jy daai ouens met die grys areas, né? Jy weet nie, bestaan die persoon nog, of jy weet nie, die volgende oomblik kom maar net 'n boodskap deur. Of dit kan iets ergers wees. Dit kan 'n geliefde wees wat vir jou jok. Dit kan iemand wees wat ontrou is. Dit kan iemand wees wat jou sleg sê. Dit kan 'n familielid of 'n vriend wees wat jou misbruik. En in ons lewe kom daar hierdie klein saadjies van bitterheid wat gesaai word, en dit word deel van ons lewe, en dit begin ons naderhand oorweldig. En hierdie klein saadjies wat ons het, begin wortel skiet in ons lewe, en dit groei in ons lewe in, daar waar ons dit nie kan sien nie. Die belangrikste ding wat jy vanoggend moet verstaan is dit: jy kan niks doen aan wat iemand anders van jou sê nie. Jy kan niks doen aan dit wat mense aan jou doen nie. Jy kan niks doen aan hoe mense teenoor jou optree nie. Jy kan wel iets doen hoe jy reageer daarop. Jy kan niks, jy het geen beheer oor wat ander mense sê, dink of doen nie, maar jy het beheer oor wat jy self doen en hoe jy daarop reageer. En op daai noot kom ons bid. Here ons God, ons vra Here dat U vanoggend in hierdie boodskap ook met elkeen van ons sal spreek. En hierdie is 'n ding wat so maklik deel word van ons lewe. Hierdie bitterheid en hierdie wraak en hierdie goed wat ons koester. Here, en ons wil vra vanoggend dat U deur die Heilige Gees ons oë sal oopmaak vir dit, dat ons dit sal bely en dat ons dit sal agterlos, en dat ons die vrede van God in ons lewens sal kan ervaar.
Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So dit is wat baie keer in ons lewe gebeur, is dat die vyand kom en hy kom plant al hierdie goeters in ons lewens. En ek dink wanneer ons kyk na die goed wat in ons land gebeur en mense wat goed sê in die media, en dan is dit so maklik vir ons om te begin om mense te haat. En dit word so deel van ons lewe dat dit naderhand jy kan eintlik nie daarsonder leef nie. So wanneer hierdie woord van die Here na ons toe kom, dan sê hulle vir ons dat ons moet versigtig wees dat bitterheid nie in ons lewe posvat nie. Want die eerste ding daarvan is bitterheid het 'n gevaarlike wortel. Nou hierso is 'n prentjie, ek hoop daar's 'n prentjie daarop. Is daar 'n prentjie? Daar moet 'n prentjie van 'n boom wees. Daar sy, né? Sien julle die boom? Mooi vrugte, né? Okay, is bietjie lig, maar daar's ook 'n rooi appeltjies in die boom. So jy sien die vrugte daar, maar jy sien nie die wortels onder nie. En dit is waar bitterheid begin. Dit begin op 'n plek waar dit in jou lewe inkom, waar jy dit nie kan sien nie. Dit word deel van jou lewe. Dit word naderhand deel van wie jy is. En almal van ons het al hartseer ervaar. Almal van ons het al teleurstelling ervaar. Miskien is jy kwaad vir God oor goed wat in jou lewe gebeur het. Iets wat jy nog nooit bely het nie. En dit word deel van jou lewe en dit word deel van jou persoonlikheid en dit is iets wat jy naderhand nie sonder kan leef nie. En dit groei op 'n plek waar jy dit nie kan sien nie. Want jy dink dit maak nie 'n verskil in jou lewe nie, maar dit doen. Want hoe dieper dit groei, hoe meer vind dit hou vas in jou lewe. Hoe meer hou jy aan om daaraan te dink. Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, dan sê hy, die liefde hou nie boek van die kwaad nie, maar bitterheid hou fyn detail van dit wat ander mense aan jou doen. Vir dit wat mense verkeerd doen in jou lewe. En stadig maar seker word hierdie ding so deel van jou lewe dat jy naderhand kan jy nie meer daarsonder klaarkom nie. Dit word soos 'n kameraad in jou lewe. Dit word deel van wie jy is. En die tweede ding van bitterheid is dit dra gevaarlike vrugte. Want die woord van die Here sê vir ons, hy skryf daarso in vers 15, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Wie word beïnvloed deur hoe jy voel? Nie net jy nie, maar ook die mense rondom jou. Julle ken waarskynlik iemand, daar's baie mense wat so verbitterd is in hierdie lewe, dat hulle 'n selgroep kan vernietig. Dat hulle 'n werksplek ondraaglik kan maak. Dat hulle 'n gemeente uitmekaar uit kan skeer. As gevolg van dit wat hulle koester in hulle lewe. Daardie wrok en daardie goed wat hulle dra. Dat dit begin om die mense rondom hulle te beïnvloed. En dalk sit jy nou vanoggend hier en sê, ek kan nie wag dat hierdie preek op ons groepie is nie, want ek moet dit stuur vir iemand anders. Ek weet wie's die mense wat hierdie boodskap moet hoor vanoggend. Weet jy wat is die probleem daarmee? Die probleem is dat bitterheid is die sonde wat jy die moeilikste sien in die spieël. As jy vir jouself kyk, want jy sê vir jouself, maar ek is geregverdig om so te voel. Jy weet nie wat hierdie mense aan my gedoen het nie. Jy weet nie wat hulle van my gesê het nie. Jy weet nie wat hulle van my gevat het nie. En jy is 100% reg, ek weet nie. Maar God weet. God weet alles. Hy weet alles wat in jou lewe gebeur. En jy koester hierdie ding en jy hou dit vas. Want jy wil nie daarvan los nie, want jy weet nie hoe gaan jou lewe wees as jy dit net een kant sit en vergeet daarvan en daarvan ontslae raak nie. Jy kan nie verwag dat God jou moet lief hê terwyl jy ander mense haat nie. Oor hulle taal, oor hoe hulle lyk, oor waar hulle bly, oor wat hulle sê. Ons soek God se genade.
Ons soek God se liefde. Ons soek God se vergifnis. Maar ons is nie bereid om ander mense te vergewe nie. Ons is nie bereid om dit wat God vir ons gee, vir ander te gee nie. Ons is nie bereid om hiervan af te sien nie. Want dit word so deel van ons lewe, dat ons kan onsself nie indink om sonder dit te leef nie. Dis daardie ou by die werk, wat so diep in die baas se sak ingekruip is, dat jy nie weet waar die baas begin en waar hy eindig nie. Dis daardie familielid, wat altyd iets te sê het, oor hoe jy jou geld spandeer, oor watter kerk jy bywoon, oor hoe jy jou kinders grootmaak, oor waar jy bly, en stadig maar seker, begin dit 'n plek in jou lewe vind, wat naderhand jou saligheid kan beïnvloed. Want dit wat hulle sê en dit wat hulle doen, ja, dit is terrible, ja, dit is verkeerd, ja, dit is nie hoe ons wil hê ons lewens moet wees nie, dit is nie hoe ons verhouding wil hê met die mense in ons lewens nie. Maar onthou, ons kan niks doen aan wat hulle sê, dink of doen nie. Ons kan net iets doen aan hoe ons daarop reageer. Maak jou hart oop vandag. As dit op jou van toepassing is, maak jou hart oop en vra vir die Here, wat is die goed in my lewe wat veroorsaak dat daar bitterheid in my lewe is? En dat ek daarvan kan ontslaa raak. Dat ons kan wegkom daarvan. Want die vraag is, hoe vernietig ons hierdie bitterheid wat plek kry en posvat in ons lewens? Efesiërs 4 vers 31 tot 32 sê, raak saam met alle ander slegte dinge, ontslaaf van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek, wees eerder vriendelik met mekaar. Anyone? Geef vir mekaar om, vergewe mekaar, soos God julle vergewe het, op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het. Hoe raak ons ontslaaf van hierdie bitterheid in ons lewe? Die eerste ding is, ons gee om vir ander mense. Ons gee om vir die mense in ons lewens. Want die reëls van die evangelie van God lyk heeltemal anders. Die reëls van die evangelie van God sê vir ons, as jy iets wil bereik, dien mense. As jy iemand jou slaan, draai die ander wang. Die evangelie van die Here sê vir ons, as iemand jou haat, bewys liefde. Die evangelie sê vir ons, as iemand jou sleg sê, seën hulle. Romeine 12 vers 21, moet jou nie deur kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Jy is nie in beheer van wat ander mense doen nie, maar jy is in beheer van hoe jy reageer. In die voorbereiding van hierdie preek het ek 'n storie gehoor van Monica Holada. Sy bly in Amerika. Sy het 'n terrible lewe gehad. Seksuele misbruik, mensenhandel, prostitusie, en sy was kort in 'n botsing met die gereg. En eendag toe sy in die hof is, toe hoor die regter van alles wat in haar lewe met haar gebeur het en alles wat sy gedoen het. En hy sê vir haar, jy is 'n afskuwelike mens. Maar God het 'n ander plan gehad. God het haar lewe gered. Hy het haar hele lewe verander en sy het begin om betrokke te raak in die kerk en in die gemeenskap. En op een of ander onverklaarbare wyse het sy die vermoë gehad om die mans wat haar misbruik het in haar lewe en alles wat met haar gebeur het, om daarvan af weg te stap, om hulle te vergewe en aan te beweeg. En God het haar gebruik om mense wat in presies dieselfde situasie was, se lewens aan te raak en te sê, there is a better way. Daar is iets anders. Maar dit het gekos om van daardie bitterheid en van daardie
daardie ongelooflike gevoel wat sy gehad het in haar lewe, om daarvan ontslae te raak, dit te bely, af te lê daarvan en iets anders aan te neem. En dink julle sy kon dit uit haar eie uitdoen? Sy kon dit doen omdat God haar gehelp het. Omdat God met haar was. Dat sy ander mense se lewens kon aanraak en ander mense se lewens kon verander. En vir ander mense kon sê dat daar is 'n beter manier om te leef en dat jy nie hoef vas te hou aan alles wat met jou gebeur het nie. Dat dit deel is van jou lewe nie. Lukas 6 vers 28 sê, seën die mense wat jou vervloek en bid vir die mense deur wie jy sleg behandel word. Is daar mense wat jou sleg behandel? Is daar mense in hierdie land wat jou kwaad maak? Nee? Praat nie eens van jou eie familie nie. Praat van mense wat jy nie eens ken nie. As hulle daar bo in die Ivory Tower sit en allerhande besluite neem en goed sê oor hoe jy lyk en dat jy hoort nie in hierdie land nie. Maak dit jou bitter? Doen dit iets in jou lewe? Ja, dit doen. Dis hoekom ons kyk hier die nuus nie. Ek het al vir my ma gesê, ja, dan raak daai vrou dan vir jou opgewonde hoor. Eerste 5 minute, die nuus se deentjie is nog nie eens klaar gespeel nie, dan is daar 'n foto van iemand en dan is almal kwaad. En dan sê ons maar dit doen niks aan ons lewe nie. Ek's net kwaad. Onthou die wortels. Dit vind plek in jou lewe. Dit begin naderhand so wees dat as jy net aan iemand dink, is jy klaar kwaad. Iemand wat iets aan jou gedoen het. Jou buurman se beeste is alweer in jou kraal. Die buurman speel alweer 3:00 die oggend musiek wat jy nie ken nie. En ons raak kwaad en dit word deel van ons lewe. En dit kan ons oorweldig. En dan kom die Bybel en sê vir ons, julle moet vir hierdie mense bid. Jy moet bid vir die president, jy moet bid vir die regering. En ek kan vir julle sê, dis vir my baie moeilik, maar dis die opdrag wat ons kry, dat ons moet bid vir mense waarvan ons verskil. Dat ons moet bid vir mense wat anders is as ons, wat anders dink as ons, wat anders glo as ons. Want wat ons moet verstaan van gebed is dit, is dat gebed mag dalk nie die ander persoon verander nie, maar dit sal jou elke keer verander. Dit verander jou hart. Dit verander wie jy is. Dit bring jou nader aan God. Dit maak jou hart oop vir vergifnis. Die eerste ding is dat ons vir ander mense sal omgee. Die tweede ene is, ons moet hulle vergewe. Wie like om te vergewe? Vir wie is dit maklik? Steek op jou hand. Ek gaan nie my hand opsteek nie, want dit is nie maklik nie. Die Bybel sê vir ons moet mense vergewe. Maar jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. Maar God weet. Efesiërs 4 vers 31 tot 32 sê, raak ontslaaf van alle bitterheid, wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om en vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Op grond van wat Christus gedoen het. Dat ons mense sal vergewe soos God ons vergewe het. En jy hoef nie vergifnis te skep nie, jy hoef dit nie uit te dink nie. Jy moet net gee wat jy ontvang het. Jy moet net gee wat God vir jou gegee het. Hoe het Christus ons vergewe? Onmiddellik, onvoorwaardelik en oorvloedig. Jesus Christus het sy lewe gegee nie vir sy eie sonde nie, maar vir jou sonde. Sy bloed het gevloei nie vir homself nie, maar vir jou. Hy het sy lewe neergelê
Nie vir sy onregverdigheid nie, maar vir ons onregverdigheid. Dit alles het hy gegee. Die Bybel sê vir ons, is dat ons, terwyl ons sondaars was, het God ons vergewe deur Jesus Christus. Terwyl jy nog ver van God af was. Die Bybel sê vir ons, die Bybel is duidelik, die hart van die mens is bedrieglik. In die hart van die mens is daar niks wat goed is nie. Die Bybel sê vir ons, dat ons uit ons eie uit, ons soek nie God nie. Hy trek ons na hom toe. Deur sy gees en deur sy woord, trek hy ons. Jesus sê, niemand kan na my toe kom as God die Vader hom nie trek nie. Die feit dat jy hier sit vanoggend, is dat God het jou gekies. Jy is deel van sy koninkryk. Hy het jou gekies toe jy nog sleg was en ver van hom af was. Het hy reeds jou sondes vergewe deur Jesus Christus, deur wat Christus vir ons gedoen het. Want ons almal het gesondig. En die oomblik toe Jesus daardie woorde sê van dit is volbring, het hy die sonde, die prys vir elkeen van ons se sonde betaal. Dit wat ons gedoen het, dit wat ons vandag doen, dit wat ons in die toekoms gaan doen. Want die redding van God werk so, ons word gered in die verlede wanneer ons geloof in Christus stel. Ons word nou gered deurdat ons hart verander word en ons sal in die toekoms gered word wanneer Jesus Christus weer kom. God het alles klaar vergewe. Beteken nie jy kan maak wat jy wil nie. Don't be foolish. God roep ons om heilig te leef, om sy kinders te wees, om mekaar te vergewe, om mekaar lief te hê. Al lyk ons of praat ons of bly ons nie op dieselfde plek nie. Maar dat ons mense sal lief hê omdat God ons eerste lief gehad het. Wat beteken sonde? Daar is 'n prentjie daar iewers van daai ding. Sien julle hom? Wie van julle skiet pyle? Daai is 'n merker. Waar moet jy skiet? In die blou, die rooi of die geel? En verkieslik die klein kolletjie in die geel. Om sonde te pleeg, om sonde te doen, daardie term beteken om die merk te mis. Maar ek doen net klein sonde, ek is daarom daar by die 10. Ek is nou nog nie in die middel nie. Ek is nou nie so bad nie. Maar die ou wat saam met my werk, goddeloos, né? Dit lyk partykeer soos my pyltjies as ek dart speel, né? Hulle val hier teen die kant en dan op die grond. Daai ou is bad. Die ou wat daar ver mis, want hy doen groot sonde. Myne is daar 'n bietjie kleiner. So ek is okay. Nee. Jy is nie. Sonde beteken om die merk te mis. Of dit met 'n millimeter is, of 'n sentimeter, of 'n kilometer. Jy mis die merk. Almal van ons, alle mense, kom kort aan die heerlikheid van God. En alle mense het die bloed van Christus nodig. En alle mense het die vergifnis van God nodig. Al mis jy dit met 'n bietjie, of al mis jy dit met 'n baie, jy mis die merk. Jy is nie waar God wil hê jy moet wees nie. En as jy die vergifnis van Christus nodig het, so het jou buurman, so het jou naaste, so het die mense wat jou te nagekom het. Hulle het die vergifnis nodig wat jy gratis van God ontvang het, van jou af nodig om gratis vir hulle te gee. Ek het eendag gehoor te sê iemand, send today's email tomorrow. Weet julle wat dit beteken? Dat in die hitte van die oomblik, bly eerder stil en wag
en cool af. Want daar is 'n game wat ons speel, né? Hierdie game. Ken julle hom? Uno. Of is dit Ono? Né? Soms. En daar's 'n kaart in daai pakkie, hy lyk so. En jy kan nie wag vir jou kollega wat oorkant jou sit om een kaart oor te hê en dan speel jy die kaart. Want dan gaan jy wen, waarskynlik. En vergifnis beteken die oomblik wanneer jy die begeerte het om hierdie kaart te speel, om vir mense te sê, maar jy weet nie wat jy aan my gedoen het nie. Jy het my seer gemaak, jy het my gebreek, jy het vir my gejok, jy was ontrou, jy het van my gesteel, jy het sleg van my gepraat. Dis wat jy aan my gedoen het. Die oomblik wanneer jy dit wil doen en hierdie kaart wil speel, vergifnis sê, nee, ek gaan dit nie speel nie. In plaas van om dit te doen, in plaas van hoe om vir mense te sê hoe hulle jou te nagekom het, om vir iemand te kan sê, ek vergewe jou. Dit was die moeilikste ding wat ek in my lewe moes doen. Ek moes in 2003, sommige van julle was nie eens gebore daai tyd nie. Anyway, is ek terug in Bloemfontein, uit Bethlehem uit. En een van die mense, saam wie ek in die community group was, het vir my gesê, jy moet hierdie mense gaan vergewe vir wat hulle aan jou gedoen het. En ek het vir hom gesê, dit sal nie gebeur nie. En dit het lank gevat. En ek het een aand in my kar geklim, 'n Vrydag, na werk, ek het Bethlehem toe gery, ek het 'n afspraak gemaak met die mense. En ek het vir hulle gaan sê, ek vergewe jou. Dit was die moeilikste ding wat ek in my lewe gedoen het. Want vergifnis gaan nie oor die ander persoon nie. Dit gaan oor jou. En die oomblik toe ek daar wegry, dit was asof die hemel oopgegaan het. Die gewig en die swaar dra was weg, soos in 'n oogwink. Gaan doen jouself die guns en gaan Google vergifnis en siekte. En jy sal geskok wees om te sien hoeveel siektekondisies is gekoppel aan onvergifnis. Stres, hartaanvalle, hoë bloeddruk, al daai goed word direk gekoppel aan onvergifnis. Mense wat nie bereid is om ander mense te vergewe nie. Gaan doen jouself die guns en gaan kyk, wat is die verhouding tussen onvergifnis en kanker? En kyk wat dit in jou lewe doen. Dit is daar's nie net 'n geestelike implikasie nie. Daar is ook 'n fisiese implikasie. Dat ons nie bereid is om ander mense te vergewe nie. As jy nie iemand anders vergewe nie, dan sit jy jouself in 'n tronk. En iemand het eendag gesê, to forgive is to set the prisoner free and to discover that prisoner was me. Ons sit onsself in 'n plek waar ons nie veronderstel is om te wees nie. Want as jy iemand vergewe het, dit wat hulle aan jou gedoen het, is nie meer 'n feit nie. Dit is deel van die geskiedenis. Dit is iets wat gebeur het. Dit is iets waaraan jy niks kan doen nie. Maar dit is nie meer 'n realiteit in jou lewe nie. Ons het dit gratis ontvang. Laat ons dit dan ook gratis vir mense gee. Paulus skryf in Romeine, dan sê hy, ons almal het die merk gemis en ons almal het die bloed van Christus nodig. En God sê vanoggend vir jou dat as daar iets is in jou lewe
As daar iets is in jou lewe wat jy 'n wrok dra teenoor iemand anders, dit kan jou pa wees, jou ma, jou broer, jou familie, iemand by die werk, maak nie saak, daar's baie mense. Dan sê hy vir ons dat ons moet omgee vir hulle, dat ons vir hulle sal bid en ons moet hulle vergewe soos wat God ons vergewe het. Onmiddellik, onvoorwaardelik en oorvloedig. Christus het sy lewe gegee sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Christus se bloed het gevloei sodat ons skoon gewas kan word, sodat ons sy kinders kan wees, sodat ons deel kan wees van sy koninkryk. Dit is die goeie nuus. Die goeie nuus is dat daar is vergifnis vir elkeen van ons. Want die goeie nuus is nie nuus nie, dit is 'n persoon. En daardie persoon is Jesus Christus. En hy het gesterf sodat ek en jy kan lewe. Sodat ons die merk gemis, maar ons ontvang sy vergifnis sodat ons dit ook vir ander mense kan gee. Here onse God, ons dankie Here dat ons soveel het om voor dankbaar te wees. Dat ons baie keer op 'n plek in ons lewe is waar ons eerder wil vashou aan onvergifnis oor dit wat ander mense vir ons gesê het, aan ons gedoen het, teenoor ons opgetree het. En dan kom ons vanoggend Here en ons kom hoor net weer eens dat U het U lewe gegee vir elkeen van ons. Dat ons vergewe is. Dat ons vrygemaak is. Dat ons 'n nuwe lewe het. En help ons Here God om, as daar enige iets in ons lewe is waarvan ons ontslae moet raak, mense wat ons moet vergewe, mense wat ons moet vryspreek, dat ons dit vanoggend sal doen, Here. En dat ons die genade wat ons vrylik ontvang het, dat ons dit vir iemand anders sal gee. Omdat ons ook weet dat die bloed van Christus het vir hulle ook gevloei. En mag ons ook in hierdie tyd, 'n tyd waarin ons gaan feesvier dat Jesus Christus vir ons gebore is, dat ons sal besef hoe groot die gawe is en die geskenk is wat U vir ons gegee het, en dat ons dit vrylik aan ander mense sal uitdeel. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.